sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy's my bron en hy's my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. En nie alle skepping sing nou saam, en alles wat lewe, roem sy naam. Prys die Here, o my siel, prys die Goeiemôre almal. Baie welkom hier so vanoggend. Heerlike wintersoggend. Jy seker is dis nie koud nie? Ek kry nie koud nie. Maar ek moet sê dis regtig draaglik want hier is die wind nie so nie soos in PE nie. So baie welkom julle almal. Dit's lekker om julle hier so te hê. En baie welkom ook aan Anu Drent. Anu is 'n leraar van wat in Londen gepreek het lank voordat hy hiernatoe gekom het en nou is hy onderwyser hierso by Dale Christian College. En is so lekker as 'n mens nou met 'n Afrikaanse persoon kry as jy verlof moet neem, dat daar iemand is wat kan instaan. Anu, ons sê vir jou baie dankie. En baie seën vir jou ook daar by die skool. Baie seën vir jou daarso. Sy seuns is ook hierso. Welkom julle twee. Kom ons kyk net gou na die een afkondiging wat ons het, en dit is dat ons net vir julle herinner dat ons het die horlosie so 'n bietjie teruggedraai, dat ons nou Kersfees in Julie het, Kersfees in July, om die skoenboksprojek te doen. So dis eintlik gaan meer oor die skoenbokse wat ons nou al hierdie maand reg kry, sodat ons dit gereed kan hê dat ons nie alles op 'n hoop doen die maand na die bazaar nie. So ons moedig julle aan, kry die bokse daar agter en kry julle goedjies en teen die einde van die maand gaan ons dit dan alles bymekaar kry. Hierso kom Jan met nog bokse as julle nog nodig het. So dit is die enigste afkondiging en ons wens julle almal 'n lekker vakansie toe ook. Maar voordat ons gaan begin, kom ons lees net, ek gaan eers gou 'n gebed doen voordat ek Psalm 103 lees wat dan ons sang gaan inlei. Kom ons bid net eers saam. Onse Vader in die hemel, ons het nou daar binne ook gebid. Dit is so wonderlik dat hierdie is u dag, die dag wat u vir ons gemaak het, die Sondag wat ons het om u te eer en te loof en te prys, en dat ons kan saam wees in u kerk, in hierdie gebou, saam met u gemeente. Ons sê vir u dankie daarvoor, Here. Dit is goed dat ons sommer net aanvaar, maar Here, dit is alles van u.
en dat u Gees ook hier so is, en dat u vir ons u woord gegee het in ons eie taal. Ons sê vir u dankie daarvoor, en ons bid nou, Here, dat u alles bymekaar bring, en dat ons vanoggend opnuut weer 'n ontmoeting met u het, omdat u die Almagtige is. Seën ons, seën vir Anu, seën vir elkene, wat hier so saam is, in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Die psalmdigter sê in Psalm 103, vers 1 tot 3, ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dis hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, en dan daai pragtige psalm wat daarop volg. Maar kom, ons gaan nou aan, en ons doen nou juist dit. Kom, ons loof die Here as ons eers saam sing, die heel beste rede, en dan sing ons beeld van God. En na daai 2 liedere gaan Anu kom, en hy gaan dan by die wet begin en aangaan met ons met die erediens. Baie dankie Anu. So kom ons staan, kom ons loof die Here met alles wat in ons is. As ek opstaan in die môre, met die breek van 'n nuwe dag, het ek 'n rede om weer te lewe. Dis die grootheid van u skepping en die wonder van die dag wat u gemaak het. Ek staan verwonder as ek opkyk na die hemel, weet ek u is altyd daar vir my. Daar is niks in hierdie lewe wat meer kosbaar is vir my. Ek wil jubel, ek wil juig, met my mond vol ek getuig van die liefde en die vrede, al die oorvloed wat u gee. Ek wil jubel, ek wil juig, ek wil voor u voete buig, want u goedheid ken geen einde, is oneindig lief vir my. Elke ster bo in die hemel herinner my net weer aan u beloftes, dat u my God is. Ek is veilig in u hande, by die Here vind ek skuiling teen gevare, want u is my Vader. As ek opkyk na die hemel, weet ek u is altyd daar vir my. Daar is niks in hierdie lewe wat meer kosbaar is vir my. Ek wil jubel, ek wil juig, met my mond vol ek getuig van die liefde en die vrede, al die oorvloed wat u gee. Ek wil jubel, ek wil juig, ek wil voor u voete buig, want u goedheid ken geen einde, is oneindig lief vir my. Met my mond vol ek getuig van die liefde en die vrede, al die oorvloed wat u gee. Ek wil jubel, ek wil juig, ek wil voor u voete buig, want u goedheid ken geen einde, is oneindig lief vir my. Want u goedheid ken geen einde, is oneindig lief vir my.
Baie dankie, jy kan maar sit. Goeiemôre liewe broer en suster. Baie dankie Dominee Gerard vir die voorreg vir my om vandag hier te wees. Dis 'n voorreg om God te verteenwoordig en 'n boodskap te mag bring. Ek wil begin met die goeie ou aanhou gewoonte om die wet te lees. En dan wil ek my verstout om te sê, ek wil vandag praat oor die sonde. Ek hoop nie my preek is te veel van 'n sedepreek nie. Toe Dominee Gerard vra die wet, toe sê ek, ja asseblief, ons moet Eksodus 20 lees en Deuteronomium 5 en die samevatting van die wet. En hy sê, regtig? nee, daarom nie, maar ek wil graag, ek weet nie, ek is bang my preek is vandag 'n sedepreek, maar ek sal graag uit Eksodus 20 die wet vir ons wil lees, die ou bekende weergawe. So luister asseblief saam met my na die wet van die Here, soos ons dit opgeteken vind in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Van die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel, en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Liewe broer en suster, dit is die wet van die Here, soos 4-5 jaar terug opgeteken is. Ek hou daarvan om nog steeds elke Sondag die wet te lees, want ons sondig nog steeds. En daarom hou ek daarvan om het aan myself voor te hou, maar u weet self, broer en suster, dat ons is net mense, almal van ons, nietige, sondige mense, en van nature geneig tot die kwaad. Paulus het gesê, die goeie wat hy wil doen, dit doen hy nie, maar die sonde wat hy nie wil doen nie, dit vind hy homself so dikwels betrap hy wat hy dit wel doen. En God weet dit, daarom het hy sy eie seun nie gespaar nie, sy eie seun van ons sondes aan die kruis laat sterf, sodat elkeen van ons, as ons met 'n ware berou en opregte geloof, ons toevlug neem tot hom, Jesus Christus, dan sal hy ons sondes van ons verwyder, so ver as wat die ooste verwyderd is van die weste. Ek lees graag vir ons 1 Johannes 1, vers 8, 9 en 10. 1 Johannes 1 vers 8 sê, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself, en is die waarheid nie in ons nie. En dan gaan ek vers 10 lees, as ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot 'n leienaar, en is sy woord nie in ons nie. Maar dan is dit die goeie nuus, vers 9, maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons van ons sondes, en reinig ons van alle ongeregtigheid. Elkeen van ons, as ons Jesus Christus aanneem as ons verlosser. Broer en suster, ons sal dan nou, ek vra dat jy saam met my sal staan, dan sing ons die lied as geloofsbelijdenis, en kan jy asseblief saam met my staan en ons sing die volgende lied in antwoord, of as ons belijdenis van geloof. Staan asseblief saam met my en dan sing ons die volgende lied. Ons ewige Vader,
Skepper van die heelal, God almagtig. Deur U Heilige Gees het Christus vlees geword. Jesus ons redder. Ek glo in God ons Vader en in Christus die Seun. Ek glo in die Heilige Gees, ons God is drie in een. Ek glo in sy opstanding, dat hy ons op sal neem. O ja, ek glo in die naam van Jesus. Wat ons verdedig, gekruisig en gelei. Vergifnis is in U. In duister neergedaal, in glorie opgestaan, vir ewig op die troon. Ek glo in God ons Vader en in Christus die Seun. Ek glo in die Heilige Gees, ons God is drie in een. Ek glo in sy opstanding, dat hy ons op sal neem. O ja, ek glo in die naam van Jesus. Ek glo in U. Ek glo U opgestaan. Ek glo Jesus Christus is die Heer. Ek glo in U. Ek glo U opgestaan. Ek glo Jesus Christus is die Heer. Ek glo in God ons Vader en in Christus die Seun. Ek glo in die Heilige Gees, ons God is drie in een. Ek glo in sy opstanding, dat hy ons op sal neem. O ja, ek glo in die naam van Jesus. Ek glo in God ons Vader en in Christus die Seun. Ek glo in die Heilige Gees, ons God is drie in een. Ek glo in sy opstanding, dat hy ons op sal neem. O ja, ek glo in die naam van Jesus. O ja, ek glo in die naam van Jesus. O ja, ek glo in die naam van Jesus. Ek glo in die ewige lewe, die geboorte uit die macht, die gemeente van die heiliges en in die heilige kerk. Ek glo in sy opstanding, wanneer Jesus terug sal kom. O ja, ek glo in die naam van Jesus. Baie dankie. U kan ons sit. Broers en susters, ons onder die geleentheid bied vir die opneem van die dankoffer, die liefdegawe. Het ons iemand wat vir ons sal omgaan? Baie dankie.
ons het u gejaag met genade in u oor. U vervul die wet en beloftes aan 'n mag die woord gebring van 'n troon van eindelose glorie na 'n krib in 'n stal. Kom ons nader tot God in gebed. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons loof en prys U. U is groot en almagtig, U is wonderlik. U is die gewer van alle goeie dinge. Here, ons dank U dat U bekommer oor ons, dat U besorgd is oor elkeen van ons en dat U voorsien vir elkeen van ons. Here, dankie dat U in die modelgebed die Onse Vader sê dat ons vir ons daaglikse brood mag vra. Here, maar dankie dat ons ook weet dat U voorsien. Dankie Heer dat ons hier vandag veilig in Australië kan wees, dat ons, sover ons weet, almal werk het, dat ons 'n heenkome het, dat ons kos en klere het en 'n huis om in te woon. Here, dankie dat ons die geleentheid het om U te eer met ons offergawe. Ons bid dat U ons sal toerus en sal lei, dat ons wysheid sal hê om die geld waarmee U ons vertrou, ook tot eer van U naam aan te wend. Here, ons dankie vir hierdie dankoffer vanoggend. Wil U ook hierdie dankoffer seën, dat dit tot eer en verheerliking en uitbreiding van U koninkryk sal geskied. Seën die mense wat daarmee werk, die leiders, die dominee, die leraar, en gee dat hulle wyse besluite sal neem en gee vir hulle insig oor hoe U wil hê hierdie fondse aangewend moet word. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. En broer en suster, ek vra dat u dan saam met my sal staan, dan sing ons die volgende lied, die Gees van die waarheid. Kan u saam met my staan asseblief? Gees van die waarheid, kom woon hier in my. Maak my gehoorsaam, getrou aan U woord. Gees van die lewe, kom maak my weer nuut. Rig my gedagtes en denke na bo. Gee my die klop van die Vader se hart. Leer my die klank van sy stem. Bring my tot rus in die Vader se hand. Hou my vir altyd by hom. Gees van die Vader, gee krag vir die kind. Maak my getuie van liefde en hoop. Gees van vernuwing, vervul my vandag. Stort al die gawes opnuut in my hart. Gee my die klop van die Vader se hart. Leer my die klank van sy stem. Bring my tot rus in die Vader se hand. Hou my vir altyd by hom. Gee my die klop van die Vader se hand. Leer my die klank van sy stem. Bring my tot rus in die Vader se hand. Hou my vir altyd by Baie dankie. Liewe broers en susters, die woord van die Here spreek vanoggend tot ons uit Genesis 3 vanaf vers 1 tot 8.
Dit gaan oor die sondeval. Voor ons dan uit die woord van God lees, kom ons sit net so en dan nader ons tot God in gebed. 3-maal heilige, almagtige God en hemelse Vader, Here, ons loof en prys U naam. U is groot en almagtig, U is heilig, U is wonderlik. Here, ons dank U dat U ook ons Vader is, dat U vir elkeen van ons omgee, dat U vir ons lief is, dat U vir ons sorg, en dat U van elkeen van ons weet. Here, baie dankie dat ons vanoggend hier in Perth, in 'n koue weer, by mekaar kan wees en uit 'n Afrikaanse Bybel kan lees, dat ons 'n diens in Afrikaans kan hê. Here, dat U bemoeienis maak met elkeen van ons. Here, ons bid dat U vandag in hierdie diens teenwoordig sal wees. Wil U dan deur die werking van die Heilige Gees en die waarheid van U woord met elkeen van ons spreek. Here, wil U gee dat hierdie diens 'n erediens sal wees, dat U naam verheerlik sal word. Here, en wil U vir elkeen van ons die boodskap bring wat U vir ons bedoel. Wil U met elkeen van ons praat en help ons om te volg en iets uit hierdie boodskap te neem vandag. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ons lees uit Genesis 3, net vanaf vers 1 tot 8. Die slang was listiger as al die wilde diere, wat deur die Here God gemaak is, en het vir die vrou gevra, het God werklik gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie? Die vrou het die slang geantwoord, ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie, en ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet, dat julle oë sal oopgaan, die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken. Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet, en mooi om na te kyk, en begeerlik, omdat dit kennis gee, en sy het van sy vrugte gepluk en geëet, en sy het ook vir haar man by haar gegee, en hy het geëet. Hulle albei se oë gaan toe oop, en hulle besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vyeblare aan mekaar, en hang dit om vir klere. Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd dat die aandwind opkom, en die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome in die tuin. Liewe broer en suster, ons lees net tot sover vanoggend. Geliefdes, as ons vandag jong mense het, ons het nou nie so baie vandag nie, jong mense, dan wil ek sê, as julle in hierdie diens sit, en dalk nie so goed oplet nie, en julle gaan huis toe, en ma en pa vra, waaroor gaan die boodskap, dan kan julle sê, die dominee het gepreek oor die sonde, en as ma en pa vra, wat het hy gesê, dan is dit baie maklik, nee, ek dink die dominee is daar teen, ja broer en suster, is nog steeds so, oor alle eeue, die dominee preek oor die sonde, en die dominee is daar teen, maar natuurlik ook vandag weer preek ek vir die verkeerde mense. Ons preek vir die mense wat kerk toe kom. Ons preek vir die mense wat gereeld kerk toe gaan, wat Bybelstudie doen, tiendes gee, elke dag, 3 maal 'n dag, 2 maal 'n dag bid. So eintlik kan ons maar gaan koffie drink. Broer en suster, nee, daardie mense van wie ek nou gepraat het, ek is so lus om my vinger te wys en te sê julle, maar daar's natuurlik 3 wat terugwys. Ons sondig. Ons sondig, almal van ons sondig, selfs Dominee Gerard en ek wat 'n dominee was en almal van ons is van nature geneig tot die kwaad, en ons doen die sonde, en dit is iets wat eintlik ons irriteer. Partykeer hou ons nie daarvan om die wet te lees nie die Exodus 20, Deuteronomium 5 of iets samevatting nie, ons wil nie die wet hoor nie, want dit wys 'n bietjie vinger na ons. Ons almal doen dinge verkeerd, soos Paulus gesê het, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil nie, dit betrap ek myself so dikwels, dat ek dit wel doen. En dit is maar ons almal se lewensverhaal, ongelukkig. En vandag wil ek die vraag vra, hoe het dit dan gekom? Die mens was basies volmaak geskape daar in die paradys, Adam en Eva. Ek wil sê volmaak geskape, goed, wonderlik, onskuldig. God het ons autoriteit gegee. Ons het oor die skepping geheers, die mens. God het ons weinig minder as die hemelse wese gemaak. Psalm 8 vers 6 sê,
U het hom 'n weinig minder gemaak as 'n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid bekroon. Daar was vrede in die paradys. Ek dink, ek sien klein kindertjies speel, partykeer, meeste van die tyd onskuldig, rustig. En so was ons voor die sondeval. En vandag moet ons gesels, want toe kom die sondeval. Kom ons gaan kyk, wat is die sonde? Ek wil regtig probeer om nie 'n sedepreek te maak en te sê, jy mag nie dit, mag nie dit, mag nie dit nie, dit noem jy 'n sedepreek. Maar ek wil graag oor die sonde praat en dan hopelik kan hierdie boodskap vir iets beteken. Vir myself, as ek so oor die dinge nadink, dan dink ek het baie stof tot nadenke. Daarom wil ek graag oor die sonde praat vandag. Wat is die sonde? Die Bybel gebruik die Griekse woord hamartulos, wat beteken om jou teiken, jou doel te mis. So ons is geroep om God te eer en te verheerlik, en ons mis daardie doel, elke liewe dag. Die sonde is vyandskap teen God. Waar kom die sonde vandaan? Ek wil twee begrippe hier uitlig. Sonde en die mens, ons. Ongelukkig gaan dit hand aan hand. Dit kan nie van mekaar losgemaak word nie. Dit was nie so bedoel nie. Dit moet nie so wees nie. Sonde en die mens moes nie saam gewees het nie. Maar ongelukkig is dit so. Sonde en die mens gaan hand aan hand. Die slim ouens, die teoloog sê, die mens is wel 'n sondaar, tog weer nie so geniaal of so boos dat hy die sonde uitgevind het nie. Dit klink baie slim. Dit beteken net, ons is nie regtig so slim soos wat ons dink nie. Ons is 'n dader daarvan, maar, miskien moet ek sê gelukkig, is ons nie die uitvinder daarvan nie. Die uitvinder? Die duiwel. Die mens kan sondig, omdat hy versoek kan word. Die duiwelse sonde is iets wat vooraf beplan word. Die mens is beïnvloedbaar, en daarom, gelukkig vir ons, is verlossing moontlik. Die duiwel, vir hom is dit 'n doelbewuste keuse, en verlossing is nie moontlik nie. Broer en suster, toe ek 'n jong, onskuldige seentjie in die laerskool was, het ek op 'n stadium gebid dat die duiwel tot bekering moet kom. Onskuldig en naïef, totdat ek sy werke gesien het, en toe wou ek nie meer vir hom bid nie. Die Nederlands geloofbelijdenis artikel 14 sê, die mens is uit die stof van die aarde gemaak, na God se beeld en gelykenis. Ons is goed gemaak, goed, mooi, regverdig, eintlik heilig. Die mens is in staat om met sy wil in alles ooreen te stem met die wil van God. Ons is daartoe in staat, ons was so ontwerp. Ons het nie die vermoë gehad om te sondig nie. Eers na die sondeval het ons die vermoë ontwikkel om te sondig. Die mens het nie, ons in die paradys, het nie besef hoe uitnemend ons is nie. Ons het nie besef dat ons die roem van die skepping was nie, dat ons wonderlik was, dat ons groot en suiwer en goed gemaak is nie. U kan gerus die hele Psalm 8 gaan lees, wat sê, wat is die mens dat u aan hom dink, en hoe Psalm 8 ons mense besing. Ons is eintlik, die Engelse woord wat hulle in Australië gebruik, ons is awesome, God het ons goed en mooi gemaak. En toe kom die duiwel, kom ons beskuldig hom, en hy besoedel ons. Broer en suster, en hy doen dit vandag nog, 5-6 jaar later nog steeds. Artikel 14 sê, die mens uit eie wil, homself aan die sonde onderwerp. Uit eie wil, het die mens hom aan die dood en vervloeking onderwerp. Ons het dit gedoen, deur te luister na die woorde van die duiwel. Die mens het al sy uitnemende gawes verloor, en wat het ons gekry? Die vermoë om te kan sondig. Ons het 'n slaaf geword van die sonde. Die sonde kan nie met die wil van God en die werke van sy hande in verband gebring word nie. Ek wil nou 'n vraag vra hierso. Hoe kan die sonde bestaan? Moet die sonde bestaan? Mag die sonde bestaan? En die antwoord is eintlik maklik. Nee. Die sonde moet nie bestaan nie, dis nie veronderstel om te bestaan nie. Daar moet nie sonde wees nie. Dalk moet ons dit vir die hele wêreld sê, vir almal, vir Rusland en Oekraïne en
Daar moet nie sonde wees nie, mense, daar moet nie sonde wees nie. Is daar sonde? O ja, kyk maar na die wêreld, social media, die nuus, kyk na mense om ons, kyk na my klein dogtertjie, ek weet nie of my seuns oplet nie, daar is sonde, glo my. Vir die ontstaan daarvan, is daar geen enkele sinvolle rede nie. Daar is nie 'n rede vir die sonde nie. Daar is een rede, die duiwel. Die afskrikwekkende aard en verwoestende gevolge is onbeskryflik. Ek het vanoggend gesit toe dink ek Rusland, Oekraïne, social media, nou ek glo nie die media nie, ook die social media nie, maar social media het in die week gesê, Rusland se verliese is iets soos 40.000 'n maand. 40.000 soldate 'n maand. Dit is hartseer, dit is erg. En dan weet ek nie wat in Oekraïne aangaan nie, mense kan ook nie social media glo nie. En dan is daar Amerika en Israel en Iran en dan Suid-Afrika. Daar is sonde, broer en suster, en daar is verrykende, baie hartseer gevolge van die sonde. Sonde kan nie verduidelik, beskryf of verklaar word nie. Dit is iets wat net deur die duiwel uitgedink kan word. Die oorsprong van die sonde kom dus uit die engele wêreld. Maar die mens se eie verantwoordelikheid ten opsigte van die voortgaande sonde op aarde mag nie ontken word nie. Ons verantwoordelikheid kan nie ontken word nie. Ons kan nie net vir Putin blameer nie. Ons is ook nog hier. Waar kom die sonde vandaan? Matteus 25 vers 41 praat van die duiwels. Blykbaar 'n leier en sy volgelinge. Hulle was vroeër engele wat ook deur God geskep is. Hulle het verhewe status en dienende geeste in die hemel gehad. Dit was waarskynlik na die skepping van die hemel en die aarde en voor die sondeval, in daardie kort tydjie wat die val van die engele plaasgevind het. Hulle het verhewe status as dienende geeste voor God gehad. Maar uit selfverheffing, hoogmoed, wou hulle hierdie status voor God onderhewig aan God nie aanvaar nie en het daarteen gerebelleer. Die motief vir hierdie optrede? Sonde, eie waan, die eie ek, die duiwel en sy trawante, wou hulle verhewe en wou nie onder God staan nie. Wie was die outeur? Die duiwel. Die Griekse woord word gebruik diabolos, wat beteken om uit mekaar te verskeer, om teen mekaar aan te hits, om te belaster, om aan te kla, om dit wat God mooi gemaak het, na te maak, maar te mismaak. Soos kyk na woke en homoseksuele huwelike en goed, wat die duiwel net hierdie wêreld wat mooi was, mismaak. En wat is sy hoogste strewe? Om God en die mens uit mekaar te dryf. Hy gebruik alle moontlikhede, alle aanknopingspunte, alle maniere, om God se mooi skepping tot nie te maak. En ek dink dis deel van my boodskap vandag vir u en vir ek, die goeie mense wat hier sit. Ons moet ook maar bedag wees. Ons is nie Putin nie, ons is nie Benjamin Netanyahu wat missiele skiet nie. Maar hier waar ons sit, eer ons ook maar nie elke liewe dag God, soos wat hy wil hê ons moet nie. Ek sê ook nie dat dit nie so is dat 'n mens nie sal doodgaan nie. Die duiwel het gekom met 'n draai. En hy sê vir Adam en Eva, is dit nie so dat julle nie van hierdie vrugte mag eet nie? So half met 'n valse draai. Kyk hoe sleg is God. Julle mag nie van hierdie vrugte eet nie. Hy kom met 'n valse waarheid. Nie reinreg met 'n reguit leuen nie, met 'n valse leuen. En dis wat ons vandag ook nog beleef. Daar's so baie dinge in ons lewens wat nie heeltemal reg is nie. So hy sê vir Adam en Eva, is dit nie so dat julle nie van hierdie vrugte mag eet nie? En dan sê Eva, nee, ons mag net van daai 2 bome nie eet nie. En dan het hy ook gesê, julle sal nie doodgaan nie. In ons geleesde gedeelte vandag het hy pertinent gesê, julle sal nie doodgaan nie. Broer en suster, en wat het ons vandag daarvan? Hy het gesê, God wil net nie hê dat julle so slim soos hy moet word nie. En toe eet ons voorouers van daardie vrugte. En wat het ons toe geërf? Wat het ons toe gekry? Het Adam en Eva toe so slim soos God geword? Nee, hulle het nie. Maar hulle het slim genoeg geword om te kan sondig. Hulle was soos onskuldige kindertjies, en toe hulle van daardie vrugte eet, het hulle die vermoë, die wonderlike vermoë gekry, om te kan sondig.
So daar is die eerste leuen van die duiwel en hy het alles vernietig wat God gemaak het, die paradys. Dan het hy ook gesê, pertinent, julle sal nie sterf nie. En is Adam en Eva vandag nog met ons? Nee, hulle het gesterf. So die duiwel is die vader van die leuen, steeds vandag nog. In 2026 moet ons nog steeds uitkyk vir hom. Hy is die vader van die leuen wat klein dingetjies 'n bietjie anders inkleer, sodat dit nie meer vir ons so sleg lyk nie. Die kerk het 40 jaar terug dinge gesê en vandag as ek kyk in Suid-Afrika hoe dit gaan, dan sê ek vir myself, baie mense doen dinge wat 40 jaar terug taboe was. Nou goed, hier moet ek seker pas op om nie regiet of 'n sedepreek af te lewer nie, maar wat ek vir u wil sê is, hoeveel dinge is aan ons lewens wat toe ons klein was, of 20, 30 jaar terug het ons vir onsself gesê, ek is 'n Christen, ek sal dit doen. Vandag kyk ek na myself en dink ek, jene, ek is nie meer presies waar ek gemik het toe ek toe dag tot bekering gekom het nie. Ons moet onthou, ons is op 'n groeikoers, ons moet streef na heiligmaking. Maar partykeer kyk ek na myself, veral in die vakansie as ek besig is en ek kyk rugby tot 2 uur in die oggend en allerlei lekker dinge doen. Om die Gerard, ons het gister gepraat van hoeveel goed ek gister wou doen. Dan sê ek vir myself, waarop fokus ek? Het die duiwel my al so afgedraai dat ek besig is met die dinge van die wêreld en dinge doen wat ek 40 jaar terug nie sou gedoen het nie. So die boodskap vandag vir u en ek sê dit met 'n glimlag, die goeie mense, die duiwel mik nog steeds vir ons ook. Hy het nie net vir Putin en die ouens daarbo wat mekaar skiet nie. Hy mik op ons ook. Hy's nog steeds daar en daarom wil ek u uitnooi om vir jouself te sê, wat doen ek om God 100% te eer? Hoe naby leef ek aan God? Ek is bly om te sê, ek ken die 10 gebooie, ek dink ek kan hom nog opsê, maar die 7de gebod is iets wat my, ek moet nou eerlik vir u sê, moet vir niemand sê nie, ek worstel daarmee, die 7de gebod, nee ekskuus, die 4de gebod, gedenk die Sabbat, 4de gebod, gedenk die Sabbat, want jy het heilig, en om eerlik te wees, ek het 'n graad in teologie, maar ek weet nie hoe om daardie gebod te hanteer nie. Wat mag 'n mens op 'n Sondag doen? Die Bybel sê, gedenk die Sabbatdag dat jy heilig 6 dae moet jy al jou werk doen en jou arbeid en rus. En party Sondag werk ek. En my oupa en ouma het niks gekoop op 'n Sondag nie. En ouma het gesê as jy die naaldwerk doen op 'n Sondag, druk jy die naald direk in die Here se oog. Nou ek dink eerlik vandag nie dit is so nie. Maar wat ek wel sê is, ek wil na myself kyk en vir myself sê, eer ek God in alles wat ek doen. Want ek dink hier in Australië is dit bietjie makliker. In Suid-Afrika het my buurman my dop gehou. Hier hou ek my buurman dop. So die uitnodiging, die huiswerk wat die onderwyser vandag vir u wil sê is, kom ons gaan kyk na onsself en sê vir onsself, daar's dinge in my lewe wat ek altyd geweet het nie reg is nie, wat ek graag gedoen het tot eer van God. Doen ek dit nog steeds vandag? Soek ek God met alles wat ek het? Bied ek ten bloede toe weerstand teen die duiwel? Of gaan ek maar net saam met die stroom? Die oorsaak van die sonde, broer en suster, is geweldig. Ons kan Putin in Rusland en Oekraïne sien, maar ook in ons eie lewens. Trek die duiwel ons weg van God af. En nou is ek besig met 'n sedepreek. Ek sal probeer om weg te beweeg, maar wat ek wil sê, miskien ons 'n positiewe benadering hieraan sit is, die Bybel sê, ons moet ten bloede toe weerstand bied teen die sonde. En kom ons vat social media. As ek op my foon gaan, ek is verslaaf van die eerste plek op my foon, gelukkig het ek Facebook afgehaal, maar partykeer kyk ek na goed en dan sien ek 'n advertensie of iets en as ek weet sien as ek op 'n ander pad het ek dalk nie moes gewees het nie. En ek dink social media vat baie van ons tyd waar ons iets beter kon gedoen het. En verskoning, my seuns, ek preek so baie van hulle daaroor. Die punt wat ek vir elkeen met u wil maak is, kom ons verlustig ons in God. Die Jode het die Mosaïte wette gehad, en die Fariseërs en die skrifgeleerders het honderde wette gehad, en het so tegnies gehad, en die lewe vir hulle self so moeilik gemaak. Gelukkig, broer en suster, is dit nie ons probleem vandag nie. Ek dink nie ons hoef een van daardie Mosaïse wette te volg nie. En ons hoef regtig nie op 'n Sondagoggend Eksodus 20, Deuteronomium 5 en die samevatting van die wet te lees nie. Want Jesus Christus het vir ons sondes gesterf. Wat 'n verligting. Dis wonderlik. Dis wonderlik. En ek dink nie ons besef dit altyd nie. Maar broer en suster, die Ou Testament het ons geleer of getuig dat die Jode moes al hierdie wette nakom sodat hulle God kan tevrede stel. Vir ons is die prentjie genadiglik omgedraai. Omdat Jesus
vir elkeen van ons gesterf het. Hoef ons hom net aan te neem. En omdat hy vir ons gesterf het, wil ons uit dankbaarheid hom behaag, wil ons hom eer. En daarom mag ons nie moord pleeg, egbreek pleeg, jou naaste se vrou begeer en al daardie dinge nie. Ons kan dit nie, mag dit nie doen nie. Ek weet nog steeds nie van die 4de gebod nie. Daaroor moet ek nog erg bid. Maar die punt is ook nie dat ons te rigied hoef te staan en debatteer vandag oor die 4de gebod nie. Die punt is, Jesus Christus het vir elkeen van ons gesterf. Wat 'n verligting. En daarom wil ek met vreugde en blydskap en opgewondenheid die uitgaan en vir God getuig en hom behaag en hom eer en wil ek Bybelstudie doen, huisgodsdienst doen, Bybel lees, bid en baie geld vir die kerk gee. Want Jesus het vir my gesterf. Wat 'n wonderlike boodskap. Amen. Kom ons sit net so en bid ons saam. Ons wonderlike God, almagtige hemelse Vader, Here, wat 'n wonderlike boodskap dat Jesus Christus vir ons gesterf het. Vir elkeen van ons wat in sonde ontvang en gebore is, van nature geneig is tot die kwaad. Here, U het ons gekies. Nie omdat ons so slim of so mooi of aantreklik of intelligent is nie, maar net uit genade. Here, baie dankie dat U in die woord sê, dat U ons by die naam geroep het, dat ons U sin is, dat U lief is vir elkeen van ons. Here, help ons om dit te glo, help ons om dit ons eie te maak. Here, help ons om daardie groot offer wat Jesus Christus 2026 jaar terug aan die kruis vir elkeen van ons gemaak het, help ons om daardie groot offer nie goedkoop te maak nie, help ons om dit aan te gryp met alle mag, en help ons dan om so te lewe, dat die wêreld na ons kan kyk, en kan sien, dat Jesus Christus ons verlosser is. Here God, rus ons toe, gee vir ons krag, gee vir ons geleenthede, om vir U te getuig, gee vir ons geleenthede om so te leef, dat as die wêreld na ons kyk, dat hulle kan sien, dat U Seun, Jesus Christus, ons verlosser is. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ons gaan nou in antwoord op die prediking, ons slotsang sing. Ek het die woorde vergeet. Om deur te sien op die kruis. So aan die kruis het Jesus vir ons gesterf. Ek vra dat U saam met my sal staan, en dan sing ons in antwoord op die prediking, deur te sien op die kruis, asseblief. Deur te sien op die kruis is daar lewe en hel, is daar lewe vir jou en vir my. Sien gelowig op hom, word gereinig en leef, want verlossing bied Jesus jou vry. Sien op, sien en leef, deur te sien op die kruis is daar lewe en heil, is daar lewe vir jou en vir my. Nie jou trane, gebede, bekering, berou, maar sy bloed werk versoening vir jou. Werk op hom die gewig van jou sonde en skuld, vlug na Jesus, o sondaar, vlug nou. Sien op, sien en leef, deur te sien op die kruis, is daar lewe en heil, is daar lewe vir jou en vir my. Neem nou aan in geloof en met vreugde die heil, neem die lewe wat Jesus jou gee. Wees verseker dat nimmer die dood jou nie tref, hy wat leef deel geregtigheid mee. Sien op, sien en leef, deur te sien op die kruis, is daar lewe en heil, is daar lewe vir jou en vir my. Weg dan twyfel en vrees, want Gods woord het verklaar, ook vir jou
vir jou en vir my. Is daar lewe vir jou en vir my. Liewe broer en suster, ons bid nou dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van u sal wees en bly. Amen. Baie dankie aan. Ons waardeer dit regtig dat jy hier was vanoggend. Baie dankie almal van julle. Waardeer dat julle hierso kan wees en wil julle nie al eers saam met ons 'n bietjie tee drink en bietjie saamgesels voordat julle huis toe gaan nie. Baie seën vir julle en asseblief gelukkig hoef ons nie stoele op te pak in die vakansie nie. So ons kan die stoele net so los. Ons kan sommer dadelik gaan kuier. Baie dankie. Neem my lewe, laat dit hier. U gewy, wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Neem my hande, maak ons sterk. Diensbaar in u goeie werk. Neem my voete, skoei hier met bereidheid tot u eer. Neem my stem en laat my sing aan u Here houde bring. Laat my mond die boodskap dra, hulle sal vind wat na u vraag. Neem my goud en silwer hier, niks nou met my eie meer, al my kennis en verstaan. Maak my hart vir u tot troon, deur die Gees wat in my woon. Rig my wil, gevoel en daad, altyd na u wyse raad. Neem my lewe, laat dit weer, u gewy meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. God is liefde, juig ons harte en bedank wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. God is liefde, juig ons harte en bedank wat liefde doen, dat hy ons sy
Seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeet. Nou kan ons uit God gebore uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Het is waar met God is liefde, God is liefde, juich ons harte en bedank wat liefde doen. Dat hy ons Seun gestuur het om ons